podcast gelaai, so julle kan gerus gaan opvang. Maar vanoggend kom ons by 'n grootte. Vanoggend kom ons by skermtyd. Skermtyd. 'n Onderwerp wat in my voorbereiding ek agtergekom het 'n hele reeks op syself kon gewees het. En so ons kort werklik die Here se hulp vanoggend. Nie net vir ons harte sondhalwe nie, maar werklik sodat ons met nugter oë kan kyk. En sodat die Here en die Gees al die gapings sal volmaak wat daar dalk mag wees in vanoggend se boodskap. Kom ons bid en dan spring ons in en hoor wat die Here vir ons te sê het. Almagtige God en Vader, ons het nou reeds so gebid, maar ons kom weer in afhanklikheid na U toe en ek kom spesifiek in afhanklikheid na U toe om te vra, kom en maak my vol met die Gees vir U verheerliking, vir die verheerliking van die woord en vir die opbou van die kerk. Vader, U ken my, U weet, ek is ook maar net 'n gevalle wese, maar U het dit goed gedink om deur die genade my tereg te stel deur Jesus en om my die geleentheid te gee om vanoggend die woord te preek. En so help ons, maak ons harte oop vir dit wat U vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. In my voorbereiding kon ek nie ophou dink aan 'n Trojan horse nie. 'n Trojaanse perd. Die Afrikaans klink vir my bietjie lomp. So gaan we net aangaan met 'n Trojan horse. Die agtergrond vir 'n Trojan horse is eintlik toe 10.000 Grieke teen een stad geveg het, die stad van Troy. Die stad was in sy tyd so in aansien, hy het nog nooit 'n oorlog verloor nie. Geen oorlog of geen vyand het ooit deur sy hekke of deur sy mure gebreek nie. En na jare se oorlog het die Grieke, hulle was oortuig hulle gaan verloor. En toe kom hulle met die slinkse plan na vore om die Trojan horse te bou. Hulle slinkse plan was basies om oornag hulle hele weermag te skuif en te gaan wegkruip. Hulle het 'n paar van hulle skepe doelbewus afgebrand, hulle het klomp lyke gelos op waar hulle kamp was. En al wat oorgebly het was hierdie misterieuse en beïndrukwekkende Trojan horse. Die Grieke was so oortuigend, die lokval het gewerk, die Trojans het tot die konklusie gekom, een of ander god het oornag die Griekse weermag vernietig en geoordeel, en vir hulle hierdie geskenk gelos van die Trojan horse. En so, die perd was in die stad ingebring, daar was gedans en gefeesvier om die perd, en die perd was die wonderlikste ding wat al ooit met die stad van Troy gebeur het. Min wetend, binne in die massiewe perd was daar 'n klein groepie elite vegters, wat daai aand uit die perd uitgeklim het, hulle die hekke van Troy oorweldig van binne af, sodat die Griekse weermag daai volgende dag die oorlog gewen het. Jare se oorlog in een aand verby. Ek kon nie ophou dink aan hierdie Trojaanse perd nie, want ek dink skerms. Ons praat oor skermtyd. Ek dink skerms en ek dink veral ons fone is die perfekte voorbeeld van 'n moderne Trojaanse perd. Skerms oorheers ons bestaan. Ons het skerms in ons huise, ons het skerms by die werk, ons het skerms in ons karre, soos ons heen en weer ry. Ons het klein skerms op ons arms, ons het groot skerms waarmee ons Netflix kyk, en ons het almal, elke liewe persoon in hierdie kamer het 'n skerm, wat so perfek ontwerp is, hy pas net mooi in jou broeksak, sodat jy hom oral saam met jou kan neem. Ek praat oor alle skerms, maar ons fone. In my opinie is daai klein skerm in jou sak die kragtigste en invloedrykste stukkie tegnologie wat die wêreld al ooit gesien het. Ons weet nie eers meer hoe om te lewe sonder ons fone nie. Ons fone maak ons wakker in die oggende, dit sit ons aan die slaap in die aande. Ons fone speel ons musiek, dis ons kalenders en ons dagboeke. Dis ons kameras by die intiemste oomblikke van ons lewens. Google dit is 'n deur na eindelose kennis toe.
Life 360 sê vir my waar my familie is, as ek ooit wonder. Plus, ons fone heers oor die gapings van ons lewens, daai klein stukkies rus of aftyd tussen die besige lewens wat ons lewe. Ons fone heers selfs daar. Enige afoomblik is gevul met 'n vinnige videogame, 'n YouTube, verskillende vorms van sosiale media, newsfeeds, selfs boeke, selfs al lees ons al hoe meer op een of ander device. Selfs ons stilte tyd word toenemend 'n foonervaring. En ek kan aangaan. Skerms het die lewe wat ons lewe en die lewens wat ons kinders gaan lewe drasties verander. En vir al die redes wat ek genoem het, in baie opsigte het ons fone en skerms oor die algemeen, het ons lewens vandag baie verbeter. Dis hoekom dit so groot deel vorm van ons lewens. Skerms het ons lewens verbeter. Maar dis juist hoekom vir al ons fone die perfekte voorbeeld is van 'n moderne Trojan horse. Dis juist die gerief daarvan, die verbetering, wat my foon in my lewe bring op soveel fronte, dat hy, soos ander goed dalk nie kan nie, deur my hekke kom. Hy kom deur my mure, hy breek in op 'n unieke manier, want ons foon kom nie net met goeie goed nie. Ons kan almal erken, ons fone kom met baie versoekings. Ek praat vanoggend hoofsaaklik van fone. Ek het besluit ek gaan fokus op ons fone, maar julle sal hoor hier en daar praat ek van al die ander skerms wat ons lewens oorheers. Maar ek dink dit is regtig ons fone wat op 'n unieke manier baie naby aan ons is. Ek het gedink aan my foon en al wat ek kon dink is, dis 'n derde arm. Dit is 'n liggaamsdeel. Hy funksioneer soos 'n liggaamsdeel. Ek's nooit sonder hom nie. Hy's altyd by my. En toe my foon gesteel was 'n paar maande terug, het ek my lewe gehaat. Hier is 'n paar vinnige statistieke. Die gemiddelde persoon slaap so tussen 7 tot 8 ure 'n aand. Dit beteken, van die 17 ure wat oorbly in die dag, sê die studies, dat die gemiddelde persoon 8 van daai ure op hulle foon spandeer. Of op een of ander skerm. Dit is 40% van ons wakkertyd op een of ander skerm. Suid-Afrikaners is eintlik die leiers wêreldwyd wanneer dit kom by screen time, asof dit 'n kompetisie is. Ons gemiddeld 9 ure van daai 17 ure wat ons wakker is. Die gemiddelde persoon tel sy foon tussen 150 en 200 keer per dag op. Dit is elke 5 minute. En die statistieke wys ook hoe jonger jy is, hoe erger word dit. Onder 30 is die ure meer en die optel meer. Alles om te sê, ek weet ons is bewus van hierdie. Ek weet ons voel die druk van fone wat ons lewens oorheers. Ons voel hierdie, ons is bewus daarvan. Ek dink selfs baie van ons is besig om battles te fight teen fone. Die vraag vanoggend en die vraag waarby ek wil stil staan vanoggend, dis juis omdat fone so groot deel vorm van ons huidige bestaan, moet ons na God se woord toe kom. Ons moet hier stil staan, ons moet onsself vra, hoe lyk ons skermgewoontes? Wat sê God se woord vir ons aan al hierdie tyd wat ons afstaan vir ons fone en ons skerms? Dis wat ons vanoggend wil doen, dis die vraag wat ons wil beantwoord. Nou 2 vinnige disclaimers, fynprint onder in hierdie kontrak wat ons vanoggend wil bespreek. 2 disclaimers. Die eerste ene is, ek kan redelik reguit en eerlik met julle praat vanoggend, nie omdat ek dit reg kry nie. Maar juis omdat ek dit nie reg kry nie en die toepassing is skerp, want ek sien dit in my eie lewe. Die toepassing is skerp en ek kyk net in my eie hart en ek sê, daar's 'n oomblik, daar's iets. Ek kry dit nie reg nie. My foongewoontes is iets waarmee ek al lank worstel as 'n gelowige. Dis regtig al 'n lang worsteling vir my. Ek kry dit nie reg nie en ek is saam met julle honger vir goddelike perspektief vanoggend. Tweede disclaimer, ek kan nie alles sê wat gesê kan word nie. Ek kan nie alles sê wat gesê kan word nie. Ek het nie gepraat oor tegnologie en die impak op ons families en ons kinders nie. Ek het nie tyd gehad nie. Daar's so baie daar buite. Ek kan net vanoggend 'n paar beginsels uitpak.
Ek hoop en bid dat ek gesprekke kan oopmaak onder ons, soos wat ons dink aan ons skermtyd. Ek hoop ek kan ons motiveer om bietjie dieper te gaan doen, selfs bietjie selfstudie. Ons het sulke goeie artikels en boeke daar buite. Ek hoop ek kan ons kry om bietjie te reflekteer. Om stil te staan elke keer wat ons fone optel om weer net bietjie te dink oor wat gaan hier aan. Dis wat ek wil doen. Net bietjie meer intentionaliteit bring in ons skermtyd. En as ek dit kan doen, gaan vandag gewen wees. En ek dink dit is wat God se woord gaan doen. My plan vanoggend is, ek wil net vir ons 2 opdragte wys uit God se woord uit. Net 2 opdragte met betrekking tot ons skermtyd. 2 opdragte wat ons bietjie wil uitdaag. Opdrag nommer 1, wees wys. Opdrag nommer 2, wees gefokus. Wees wys en wees gefokus. Kom ons kyk na ons eerste opdrag, wees wys. Ek het vir hierdie stukkie net 'n paar verse gaan uittrek uit 'n langer argument wat Paulus eintlik aan die 1 Korintiërs maak. En so dis nie op julle blaadjies nie, maar die verse gaan later vir julle opkom. Die eerste opdrag hier kom uit Korintiërs uit, want die situasie in die kerk van die Korintiërs gee vir ons 'n verskriklike goeie speelveld om hierdie gesprek te kan hê oor ons skerms. Die Korintiërs het 'n slogan gehad, 'n gesegde. Iets wat hulle heeltemal te ver gevat het, maar iets wat deel gevorm het van die kultuur en tyd van hulle kerk. Hulle slogan was, alles is toelaatbaar. Alles is toelaatbaar. All things are lawful for me. Hierdie gesegde was gebaseer op 'n goeie en wonderlike waarheid dat elke gelowige wat gered is in Jesus onder die wet ons is onder die wet uitgehaal en ons is onder Jesus gesit. En so in die Korintiërs kerk waar daar baie Joodse gelowiges was en Griekse gelowiges het die Grieke gesê nee, maar ek weet julle wil hê ek moet lewe soos julle Jode, maar alles is toelaatbaar vir ons. Ons is nie meer onder die wet nie. En so die Korintiërs het hierdie gesegde in baie ander dele ook van hulle lewe toegepas. Alles is toelaatbaar, alles is toelaatbaar, alles is toelaatbaar. Ek hoef nie so te lewe onder die streng beperkings van my Joodse gelowiges nie. Natuurlik, een van die redes hoekom Paulus sy brief skryf aan die kerk in die Korintiërs, is hierdie gesegde het heeltemal hand uitgeruk. Hulle het goeie Christelike vryheid wat aan een en elke gelowige gees, hulle het dit gebruik om sonde te begin verskoon. Hulle het seksuele sonde verskoon, hulle het liefdelose optrede teenoor hulle medegelowiges verskoon. Alles onder die gesegde, alles is toelaatbaar, ek kan enigiets doen. En so hoor net gou in hierdie verse, dit gaan vir ons opkom, hoe Paulus hulle gesegde wil korrigeer. Hy wil hulle korrigeer, hy wil hulle na wysheid toenooi. Hy wil sê 1 Korintiërs 6 vers 12, all things are lawful for me, dis wat hulle gesê het, but I will not be dominated by anything. I will not be dominated by anything. Niks mag my oorheers nie. En dan, wanneer dit kom by 'n latere toepassing in 1 Korintiërs 10 vers 23, weer eens sê die Korintiërs, all things are lawful for me. Paulus sê, nee, ja, okay, ek verstaan wat jy sê, maar not all things are helpful. Not all things build up. En dan som hy die hele argument op in vers 31. Hy sê, whether you eat or drink, whatever you do, ek gaan hierdie toepas op skerms. Hy praat eintlik van kos en 'n klomp dinge wat aan die gang was daar in die kerk. Maar hy sê, so whatever you do, of ons nou kos eet, of met ons fone, op ons fone is, whatever you do, hy som dit als op, do all to the glory of God. Ek wil ons hiertoe vat, want hier is die probleem. Daar is nie 'n vers wat sê, skerms is verbode nie. Thou shalt not browse the internet. Ek wens daar was. Ek wens op tye, daar was 'n vers wat dit gesê het, wit en swart, klim af, ons is klaar, kom ons gaan koop 'n plaas en bly almal op ons eie sonder enige internet. Dit sou baie makliker gewees het. Maar die realiteit is, ons het Christelike vryheid. En omdat ons skerms soveel van ons tyd geniet, en omdat baie van wat ons doen op ons skerms goed en nodig is, vir al daai redes, help 'n koue wit en swart wet, help ons nie. Wat ons nodig het, in die eerste punt, om wees wys, wat ons nodig het, is nie 'n wit en swart wet nie, ons kort die deurgedinkte nuance van wysheid. Dis wat God se woord ons wil gee.
Skermtyd kan nie alles in een boks gesit word nie. Dis te veel, dis te kompleks. Byvoorbeeld, nie alle skermtyd is gelyk nie. Nie alle skermtyd is gelyk nie. Van al daai ure wat ons op skerm spandeer, is van dit nodig. Van dit mag dalk sondig wees. Van dit is dalk net nie wys nie. Ons almal weet dat ons fone, ons skermtyd kan ons in die versoeking lei. Ons almal weet dit kan die medium wees wat ons laat val in direkte sonde in. Dit kan lei tot seksuele sonde of afguns of 'n gees van ondankbaarheid, soos wat ek myself heeltyd vergelyk met almal online. En in hierdie gevalle is die Bybel direk. Die Bybel is wit en swart. Ons moet verstaan, die Bybel sê vir ons presies wat om te doen wanneer dit kom by direkte sonde. Maar dis nie altyd hoe ons fone ervaar nie. Ons moet direkte sonde anders hanteer as die algemene browsing wat ons daagliks beleef. En so net vinnig op hierdie, hoe hanteer ons direkte sonde wanneer dit kom by ons fone? Matteus 5 vers 29 en 30, Jesus se woorde is hier van toepassing. If your right eye causes you to sin, tear it out, throw it away, for it is better that you lose one of your members than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off, throw it away. For it is better for you to lose one of your members than for your whole body to go into hell. Nie alle skermtyd is gelyk nie. Daar is iets soos direkte sonde. En die Bybel is sonder skaamte ernstig oor sonde en so ons moet ernstig wees oor sonde. En dis Jesus se punt. Radikale stappe moet geneem word wanneer ons praat van direkte sonde. En as direkte sonde deur ons fone in ons lewens en in ons harte inbreek, dan moet ons ons vryheid beperk. Ons verloor dan die voorreg van vryheid. Klim van die apps af, koop 'n Nokia wat kan bel en SMS. Sny af, gooi weg. As Jesus sê ons kan ons hand afsny, kan ons fone verander. Ons kan ons fone verander. What does it profit a man who gains screen time but loses his soul? Dis alwaar ek dit kan sê. Eintlik die vraag wat ek by wil uitkom, is wat en hoe moet ons dink oor al die ander vorms van skermgebruik? Nie net direkte sonde nie, maar al die ander ure wat ons spandeer. Die eerste ding wat ek hier wil duidelik maak is, ons het vryheid in Christus om hierdie tegnologie te gebruik. Ons het. Maar Paulus wil ons 'n paar korreksies gee. Hy wil vir ons wysheid gee. Al mag ons skerms gebruik, die eerste ding wat Paulus vir ons wil sê is, ons skerms mag nie ons baas wees nie. Ek het dit vir ons opgesit. Dit is 1 Korintiërs in terme van skerms. Ons mag nie oorheers word deur ons skerms nie. Die tweede ding wat Paulus ons wil in opbou, die wysheid wat hy ons wil gee is, not all things are helpful. Ons mag hierdie tegnologie gebruik, maar nie alles is behulpsaam nie. En ter alle tye is die beginsels wat alles moet bewaar en die fondasie moet wees van al ons tyd op ons skerms, all things must be done to the glory of God. Kom ek brei net gou hierdie beginsels vir ons uit en raak bietjie meer prakties. Om wys te wees is die eerste ding, ons mag ons skerms gebruik, maar ons mag nie toelaat dat ons skerms ons baas word nie. Soveel vryheid soos wat ons dalk mag hê, dit behoort steeds vanselfsprekend te wees. Dat daar iets is soos te veel skermtyd. Dit kan ons lewens oorheers. Wysheid hier vra, hoe maak ek altyd seker, ek is in beheer van my skermtyd en my skermtyd is nie in beheer van my nie. Veral met ons fone. Ons fone kan 'n tipe slawedrywer word. Hy sê vir my hoe ek moet lewe. Hy ping en dan spring ek. Hy ping nie en dan soek ek my ping. Waar's my ping? 'n ander area waar ek hierdie spanning regtig persoonlik beleef, is in my rustyd. Wanneer ek af is, daai gapings tussen vergaderings of ek's bietjie moeg na 'n lang sessie van goeie harde werk en ek het so 20 minute hier en 5 minute daar. Na werk, voor werk, in al die stil oomblikke van 'n naweek. In ons rustyd beleef ek 'n groot spanning. Want aan die een kant weet ek, dit is goed en normaal vir elke persoon om moeg te wees en elke liewe persoon het die reg tot goeie rus en moedrus.
Jy hoef nie altyd te werk en besig of produktief te wees nie. Maar, hier is wat gebeur. Wanneer ek moeg is my selfbeheersing baie laag. Dan, wat begin gebeur oor tyd is, ek vind net een manier om te rus. Daar's baie maniere om te rus, maar ek kan net op een manier rus. En dit is om ure en ure lang te rus op my foon, of op videogames, of om die hele aand weg deur te binge op een of ander reeks. Daar's 'n stem, wat die eerste stem is wat in my kop opkom wanneer ek af is, dis 'n skermtydstem. Hy wil elke oomblik van my lewe na 'n skerm toe trek. En oor tyd, wat gebeur is, ek kan nie, maar ek sê ek kan nie, maar eintlik wat gebeur is, ek wil nie. My begeertes is so gevorm en vou, deur daai gewoonte om die hele tyd na die skerm te moet gaan, my begeerte is, ek wil nie op 'n ander manier rus nie, ek sien nie 'n wêreld waar ek op een of ander manier kan rus nie, daar's net een vorm van rus. En dit is die eenvoudigste, vinnigste, mees toeganklike vorm van rus toe wat gewoonlik 'n skerm is. Wat gebeur is ek het mental pathways gebou. Dis wat die artikel sê, ons bou letterlik neural pathways na daai een vorm van rus toe. En dis in hierdie gevalle waar ons moet begin vra, wie is in beheer? As ek nooit kan nee sê vir daai stem wat my na my foon toe wil trek nie, wie is in beheer? Wie is die baas? Iets wat ek baie raak gelees het in my voorbereiding, in terme van hoe dit prakties lyk, is dat soveel gelowiges wêreldwyd begin baie ernstig tegnologiese vaste deel van hulle lewe maak. Byvoorbeeld, 'n dag in die week sonder enige tegnologie. Of om jou Sabbatsdag te vat sonder enige fone of TV of screen time entertainment. Net 'n dag waar ek myself forceer om nee te sê. Dit kan 'n YouTube vas wees of 'n social media vas wees of om vir 'n seisoen te sê ek gaan voel dit om net sonder hierdie goed klaar te kom. Die een ding wat ek onder hierdie punt sterk wil aanbeveel is dat ons kan nie en ons moet regtig beklei om in die oggende op te staan en die eerste ding wat ons doen is om ons fone op te tel. Ons moet regtig hierteen beklei. Dit is net nie wys nie. Daar's soveel studies wat hierdie bevestig, maar die punt is eenvoudig. Om ons dag te begin met die eerste ding wat ons na kyk is foon in hand en daai wêreld word vir ons oopgebreek van boodskappe en werk en genot of wat ook al jy na kyk. Om jou dag so te begin. Dis you're fighting a losing battle, jy het klaar oorgegee. Maar ons dag te begin met 'n nee, ek is baas van hierdie ding. Daar het ons klaar onsself, we set ourselves up for success. Hoe ook al dit mag lyk, gelowiges begin baie ernstig dink oor nie of hulle gaan afsny nie, maar wanneer hulle en hoe hulle gaan afsny. Hoe lyk dit vir jou om terug te staan van jou foon af op 'n daadwerklike manier? Christene wêreldwyd sê nee vir daai konstante aantrekking en stem wat ons na daai ding toe wil trek, en daai nee is hoe ons verseker dat ek die baas bly van my skermtyd en my skermtyd word nie my baas nie. Tweede stukkie wysheid hierso, skerms is toelaatbaar, maar nie alles is opbouend nie. Nie alles is opbouend nie. Ek het vroeër gesê, nie alle skermtyd is gelyk nie. Dit is, nie alle skermtyd is noodwendig behulpsaam of opbouend nie. Kyk, elke liewe persoon is anders, en wysheid sê, ons moet weet wat goed is vir ons harte, en wat nie goed is vir ons harte nie. Ons moet weet wat ons liewer maak vir die Here, en wat ons minder lief maak vir die Here. Daar is nie een reël hier wat toegepas kan word op elke liewe gelowige op presies dieselfde manier nie. Ons almal is anders. En dis hoekom ons in die kategorie van wysheid wil praat. Ons kan nie ons reëls afdwing op enigiemand anders nie, maar ons kan wys gaan dink oor wat goed is vir ons en wat sleg is vir ons. Ons moet weet dat ons fone en dit waarna ons kyk, die inhoud, nie net die medium nie, maar die inhoud wat deurkom na ons toe, dit beïnvloed ons menswees, ons emosies, dit beïnvloed hoe ons gevorm en gevou word, dit beïnvloed my hele dag. Wanneer dit kom by skerms, roep die woord ons na wysheid toe, deur te sê, wees meer selektief oor wat jy na kyk, wie jy volg, en waaraan jy jou hart blootstel.
As gelowiges kan ons nie onsself bloot net oorgee aan al die algoritmes wat vir ons wil besluit wat ons van hou en nie van hou nie. Ons kan nie onsself oorgee aan algoritmes wat net goeders na ons toe gooi, maar niemand het daardeur gedink nie, wel iemand het, maar ek het nie. Ons moet weet wanneer iets nie goed is vir ons hart nie. En dan moet ons nie bloot net afskraal verby dit en sê, nee, dit was nie goed vir my hart nie. Nee, stop. Gaan op jou foon, klik op daai 3 kolletjies en sê, I don't like this content. I don't want it in my life. Unfollow, unsubscribe, hierdie is die tipe goed wat ek op my foon wil hê, hierdie is die tipe goed wat ek nie op my foon wil hê nie. Ons fone en die tegnologie is al so gevorder, daar's baie krag vir ons om 'n veilige omgewing te skep, vir ons fone om nie net skuldgevoelens te kweek in ons nie, maar dit kan eintlik 'n opbouing wees vir ons geloof. As ons meer intentioneel is met wie ons volg en wat ons na kyk. Baie versoekings kan totaal en al vermy word, deur net hier meer intentioneel te wees, oor wat inkom en wat uitgaan. Nie perfek nie, maar baie. Byvoorbeeld, hier is net iets wat ek opgetel het, en wat eintlik soos 'n obvious ding is, maar dit was soos 'n groot aha oomblik vir my. Baie van ons beklei teen verskillende vorms van versoekings. En die klassiek versoeking is seksuele versoeking. So imagine jy beklei teen seksuele versoeking, maar dan spandeer jy tyd op social media inhoud wat nie pornografies is nie. Dis nie pornografies nie, maar dit saai verseker die verkeerde saad in jou hart. En of jy dis nie pornografies nie, maar dit is besig om 'n effek te hê. Dis besig om my te trek in 'n rigting waar ek nie wil wees of wat ek nie wil doen nie. So dit kan enigiets wees. Dit kan honestly enigiets wees. Gierigheid, jaloesie, skinder, daai influencers, hulle influence jou en my. Die tipe mens wat hulle is, al daai goeders het 'n impak op my hart en dit trek my in 'n rigting in. En so in die woorde van Spreuke 4 vers 23, above all else, wees wys. Dis nie net sonde waarvoor ons uitkyk nie, beskerm jou hart. Guard your heart, for from it everything flows. En so hier wil ek ons aanspoor tot gebed toe. Gebed is iets wat my verskriklik gehelp het in hierdie area. Geesvervulde gebed vir die Gees om jou vol te maak en te lei op dit wat goed is vir jou en dit wat sleg is vir jou en om daai convicting power te bring in daai oomblikke waar jy iets sien sodat jy dit uit jou lewe uit kan vat. Dit is Paulus se wysheid en dit is hoe ons God kan verheerlik met ons fone. En dit is die einde van ons eerste punt. Ek wil ons los met 2 vrae sodat ek hierdie net wil afsluit en vir ons kanse wil gee om alles in te neem, en ek besef ek praat vinnig. 2 vrae wat vir ons gaan opkom, om net hierdie eerste punt op te som. Waar kan ons radikale stappe neem om ons afhanklikheid op skerms te verminder? En tweedens, dink ons doelbewus oor die inhoud wat ons inneem, en oor die effek wat daar die inhoud op ons het. Dit was ons eerste punt. Ons gaan 'n bietjie vinniger gaan in ons tweede punt, wees gefokus. Wees gefokus. Hebreërs 12 en Filippense 4. Hier wil ek ons vat na die hoekom. Die hoekom agter ons hierdie veranderinge wil maak. Die hoekom agter hoekom ons God wil verheerlik met ons fone. Die Bybel sê nie net bloot dat ons moet wys wees nie. Die Bybel roep ons eintlik om na iets spesifieks te kyk en om na iemand te kyk, na Jesus te kyk. Die Bybel sê vir ons, rig jou oë na Jesus toe. Kom ons begin by Filippense. Verder broers, dis op julle blaadjies, julle kan saam met my lees. Filippense 4 vers 8. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, wat reg is, wat rein is, wat lieflik is, wat lof verdien, wat deeg of wat pryswaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En dan Hebreërs 12 vers 1, daarom, terwyl ons so groot volk van getuies rondom ons het, laat ons, nadat ons van elke las ontslaag geraak het,
en van sonde wat ons so maklik aankleef. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gerig op Jesus. Die leidsman en volëinder van die geloof. Hy wat terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het. Die skande daarvan gering geag het en sy plek aan die regterhand van die troon van God ingeneem het. Een van die drastiese dinge wat verander het van die wêreld waarin ons lewe, is dat meer as ooit is aandag die ekonomie van die dag. Die waardevolste ding is dit waarvoor ons kyk en die aandag wat ons voor weggee. Aandag word gesteel soos nog nooit tevore nie, veral deur skerms. Skerms is ontwerp om aandag te vat en aandag te hou. Elke besluit, elke app, elke stukkie programmering is gemaak om jou aandag vir so lank as moontlik te hou op daai vierkantige skermpie. En so. Hierdie is nie nuut nie. Hierdie was geskryf daardie tyd, toe daar nog steeds versoekings was vir ons aandag om op die verkeerde plek te wees. Hierdie is nie nuut nie, dit is net nader aan ons. En so God se woord wil vir ons sê, kies waarvoor jy kyk, rig jou gedagtes intentioneel, wees gefokus op die regte dinge. Filippense, alles wat goed is, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is. As jy wil weet wat om voor nee te sê, wat om voor ja te sê, gaan sit hierdie vers op 'n background op jou foon. En hierdie vers alleen sal jou screen time sanctify. Maar die baie interessante vers is Hebreërs 12. Laat ons ontslaa raak. Sien julle dat Hebreërs 12 ons sê, laat ons ontslaa raak, nie net van sonde nie, maar elke las. Elke ding, goed of sleg, elke ding wat te veel tyd vat, te veel aankleef, te veel wat doen, my verhoed om die wedloop wat voor my lê met volharding te hardloop. Enige ding wat my verhoed om daai wedloop goed te hardloop, wat maak dat ek nie my oog kan rig op Jesus nie, haal dit af, gooi daai las af. Hierdie is die opdrag. Ek dink wat, as ek dit in praktiese terme kan sit, ek dink hierdie is wat Hebreërs ons na toe roep. Die Bybel sê vir ons, ons moet fokus op die regte ding, want om ja te sê vir 'n skerm is dikwels om nee te sê. Nie altyd nie, maar baie keer om nee te sê vir iets beter. Net voorbeelde wat ek gaan vat uit ons reeks uit wat ons nou net gepreek het. Net 'n paar voorbeelde. Na werk, na 'n lang dag by die werk of na 'n lang dag met die kinders, ek so moeg, ek val net in die bed. Eerste ding wat ek doen is ek val uit die bed, ek gryp my foon. Ek spandeer daai laaste paar ure voor ek gaan slaap op my foon. Dis 'n ja vir 'n skerm. Maar dis 'n nee vir 'n goeie gesprek met my man of vrou wat baie van ons huwelike nodig het. My huwelik het dit verseker nodig. Dan gaan 'n week verby en ek het nog nie met my vrou gesels nie. Waar het die tyd gegaan? Nie altyd nie, maar 'n ja vir skerms is baie keer 'n nee vir iets beter. Nog 'n voorbeeld. Voorwerk, oor lunch, na werk op naweke, 'n ja vir 'n skerm is nee vir familietyd. Goeie quality time met ons kinders. Veral, weet jy hoe belangrik is dit? Ek het nie gesê oor kinders nie, maar weet jy hoe belangrik is dit vir ons kinders om ons te sien nie op ons fone nie. So belangrik. Of nog 'n ja vir nog 'n aand voor die TV, nog 'n series. Dis 'n nee vir gasvryheid. Dis 'n nee vir diepe verhoudings met kerkfamilie. Dis 'n nee vir 'n kollega wat ek kan oornooi wat nog nie vir Jesus ken nie. Of die oggende. Staan op, ek sien op vir die dag, is 'n groot dag, ek baie ding op my bord. Ek staan op en sure, daar's my foon. Ek wil net 'n bietjie escape. Ek wil net nie die realiteit van my dag face nie, so ek tel gou my foon op, gryp my foon. Dis 'n ja, maar dis ook 'n nee vir 5 minute, net 5 minute met Jesus. 5 minute met Jesus se woord wat so kosbaar is. Dis 'n nee vir ons om ons dag toe te wy aan hom en vir sy hulp te vra.
ek het dan iets gedink en ek erken dis spekulasie. Ek sê dis spekulasie, maar toe ek aan hierdie reflekteer en ek dink aan my eie lewe, toe dink ek aan myself, ons is almal so besig. Almal om my is so besig, ek is so besig. My gunsteling woord is ek is besig. Almal om my is so moeg, ek is so moeg, ons is almal so besig, ons is almal so gejaag. Toe dink ek, wat as dit is, dat sonder om te besef, ons soveel tyd gee vir ons skerms, in daai klein oomblikke van ons dag, 5 minute hier, 10 minute daar, dat dit oor 'n maand alles so optel, tot ons ure en ure weggegee het 'n maand, sonder om te besef, en ons is nog moeg, want ons het 'n extra halfuurtjie gegee voor bed, en eintlik het ek die slaap desperaat nodig, dat ons is waar ons is altyd moeg, altyd gejaag en altyd besig. Nou ek besef, ons is regtig besig, dis nie net skerms wat hierdie doen nie, maar ek is oortuig te dra by, en ek spekuleer, maar ek is oortuig. Ek is oortuig te dra by tot die gevoel van die kultuur in die stad waarin ons lewe. Almal is altyd moeg, altyd gejaag en altyd besig. Waar het die tyd gegaan? Ek dink dit gaan na ons fone toe. Andy Crouch het 'n boek geskryf, The Tech Wise Family. Nou ek kon nie praat oor families nie, maar as jy by 'n goeie boek wil begin om te dink aan hoe tegnologie 'n rol moet speel in ons families, hierdie is 'n goeie boek. The Tech Wise Family. Hy skryf: The problem isn't with the devices themselves. It is with the way we use them. We have to simply turn off the easy fixes and make media something we use on purpose rather than aimlessly and frequently. Hier's wat Andy vir ons sê. Wanneer dit kom by skermtyd, kies jou ja. Wees intentioneel met jou ja. Gebruik doelbewus eerder as doelloos jou tegnologie. Bedoelende, dis oké om series te kyk. Dis oké om elke nou en dan 'n videogame te speel. Dis oké om op 'n newsfeed te gaan. Dis oké om tegnologie te gebruik, maar wees doelbewus met elke besluit. Kies wat jy gaan doen, kies vir hoe lank jy dit gaan doen en geniet daai tyd vir wat dit is as 'n doelbewuste ja. Wetend dat die versoeking altyd daar gaan wees om te veel vir daai ding te gee. En wees versigtig vir 'n habitual, doelloos, mindless aangaan met dit. Maar gebruik dit slim, sê ek kies dit vir hierdie tyd en dan is ek klaar, dan gaan ek ander goed gaan doen. Die rede hoekom ek hierdie wil sê is, want ek wil nie hê, ons moet net skuldig voel oor al die goed nie. Hierdie is nie slegte goed nie, in sy regte plek is hierdie goeie goed. Die ander rede hoekom Hebreërs en die woord ons spesifiek wil vra om ons fokus terug op Jesus, is want, soos ek gesê het, elke ja vir 'n skerm is 'n nee vir 'n dieper verhouding met die Here en 'n nee vir 'n vervulde geestelike lewe. John Ortberg stel dit so. Hy sê, For many of us, the great danger is not that we will renounce our faith, is that we will become so distracted and rushed and preoccupied by screens that we will settle for a mediocre version of it. Ek dink dis wat Hebreërs ons na toe roep. Is nie net om sonde af te gooi nie, maar elke las vir die beste Christelike lewe wat ek kan lewe vir Jesus. Die Bybel sê vir ons waar ons moet kyk, want wat jy na kyk, bepaal die rigting van jou lewe. Jou gewoontes vorm jou lewe. Dit bepaal waar jou aandag is, bepaal waar jy gaan opeindig. Ons almal hardloop, dis wat Hebreërs sê, ons almal hardloop 'n wedloop. Niemand hier hardloop nie 'n wedloop nie. Die vraag is, waarna toe hardloop ons? En dit waarvoor ons tyd gee, is 'n goeie indikator van waarna toe ons gaan. As ons net gaan afkyk na ons skerms en nie op na Christus toe nie, gaan dit 'n daadwerklike effek hê op ons geestelike lewens. Dis hoekom die Bybel ons beveel om ons oë te rig op Jesus en om dit daar te hou, sodat ons deur hom gevorm en gevou kan word. Ek wil net vir 'n oomblik net stil staan by Jesus, soos wat ons tot die einde kom. Jesus het gesterf en hy het opgestaan om ons, hy het die kruis voortduur, hy het die kruis voor oog gehou vir ons en vir die, dis wat Hebreërs sê, hy het die wedloop gehardloop en hy het die wedloop gewen, hy het dood gegaan, hy het opgestaan en hy het gewen, hy het verlos.
Hy het gehardloop vir hierdie doel om ons los te maak van die wêreld. Hy het ons vry gekoop, los gekoop. Hy het ons losgemaak van die wêreld, van geld, van status, van mag en beheer, van al die versoekings wat ons fone by ons kele wil afdruk. Skerms is ons werp juis om die teenoorgestelde te doen. Dit is ontwerp om ons vas te wil vang en terug te trek na Egipte toe. Na die wêreldse ritmes en begeertes en vrese, dit wil ons terugtrek Egipte toe. En dit is nie net dat die Bybel hierdie sê nie, die studies begin dit al hoe meer bewys. Die studies bewys oor en oor, Christen of nie, die media is nie lief vir jou nie. Ons weet die media is nie lief vir ons nie, maar ek sê dit, die algoritmes sal net vat en vat en vat tot daar niks oorbly nie. Die angs en depressie syfers wys vir ons, hulle gee nie om waar jy opeindig nie. Solank jy net aanhou skraal. Maar Jesus, hy het dood gegaan, hy het sy lewe gegee want hy is lief vir jou. Hy is so lief vir jou. Ek weet hierdie het moontlik by ons almal en verseker by my klomp skuldgevoelens opgekweek. Maar Jesus bly lief vir ons. Hy bly so ongelooflik lief vir ons. Hy het sy lewe neergelê vir jou want hy het nog altyd geweet die mens is geneig met is saamgestel met 'n hart wat aandag afleibaar is en steeds dis hoekom hy gekom het, dis hoekom hy lief bly vir ons, dis hoekom hy so genadig is. Hy het die prys betaal vir ons sondes, hy is lief vir ons. Hy het ons kom red vir hierdie presiese rede. En Jesus wil ons uitnooi om te besef, hy het nie net gekom vir ons om nuwe gewoontes hierdie week te hê met ons vriende nie, hy het gekom om ons 'n hele nuwe hart te gee. 'n Hart wat kan en wil kyk na hom, en asseblief, hoor, Jesus wil jou nie afbreek nie, hy wil jou opbou. Hy wil nie tyd by jou vat en steel nie, hy wil nie jou brein manipuleer vir nog 'n oomblik op 'n skerm nie. Jesus se uitnodiging is eenvoudig. Dit is 'n eenvoudige, liefdevolle uitnodiging om net te kom. Kom na my toe, kom sit weer by my. Vat my juk op jou. Word gevorm en gevou deur my. Kom vind lewe by my. Kom gee jou angs en depressie vir my. Kom gee jou skuldgevoel vir my. Kom. Ek gaan jou nie forceer nie, ek gaan jou net uitnooi om te kom. Hierdie is die opdrag wat Jesus ons gee. En weet jy wat, dis die liefdevolste ding wat die Here ons kan aanbied. Is om te kom sit by sy seun Jesus. Ek wil afsluit met 'n quote van Tony Reinecke en ek dink dit is van toepassing want dit is net een laaste bemoediging. Want ek weet ons voel skuldig. Ek weet dit, dis okay, dis reg, ek voel dit. Maar hoor wat sê hy? Hy sê if you own a smartphone, sê Tony, hy sê you have likely abused it. En hier's wat ek wil hê ons moet hoor. A moment of guilt can be a powerful motivator, but it won't last. As time wears on and guilt subsides, we will revert to old behaviors. What we need are a new life of new disciplines birthed from a new set of life's priorities empowered by a new life in Christ Jesus. Ek weet ons voel skuldig, maar skuld gaan my nie verander nie. Maar Jesus gaan my verander. Hy kan my verander. Die krag binne in ons is die goeie nuus wat ons vanoggend hoor. Daar is krag binne ons in Jesus. Om nie net te kan verander nie, maar hy wil ons verander van selfs die slegste of ergste verslawing. Maak nie saak wie jy is nie. Die Here kan herlewing bring in jou selfoongewoontes. En so kom ons kom erken dat ons jammer is. Kom ons sê jammer vir dit waarvoor ons moet jammer sê. En kom ons beleef opnuut sy oorvloedige genade. En kom ons gaan leef anders hierdie week. Hierdie is God se woord. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, U ken elke hart wat hier sit vanoggend. U weet wat in die donker hoekies van ons lewens aangaan en U weet wat ons screen time is. En so my enigste gebed vir ons vanoggend is dat ons oorweldig sal wees met U liefde en genade vir ons.
ten spyte van wie ons is en ten spyte van wat waar is vir ons, dat ons u liefde en genade sal beleef, wat ons verlos, wat ons wil losmaak van die wêreld en van die skerms wat ons lewens so domineer. Asseblief, Vader, kom en wen ons harte terug met u radikale liefde, want dit is radikale liefde. En kom en mag ons die vrede en die vreugde beleef van om by u voete te kom sit. En agter u aan te loop. En om u koning te maak van ons lewens. Nie enigiets anders nie. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Vriende, die volgende lied wat ons gesing is ongelooflik. Dit is die woorde van Hebreërs 12. Kom ons sing dit vir ons eie harte. Kom ons preek dit vir ons eie harte. Kom ons vra, soos wat ons hierdie woorde sing, Here, sal jy asseblief ons kom ontmoet in hierdie, sal jy asseblief ons kom help. Kom ons sing, Turn Your Eyes Upon Jesus. Staan asseblief saam. So